Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons so in die aandure hier by mekaar mag wees en dat ons mag sing, mag U aanbid en dat ons mag vrolik wees in U, ons Here. Ons dink daaraan dat U ewige God is, van altyd tot altyd, en dat ons maar net mense is. Feilbare mense, sondaar mense. Maar nogtans het U ons nie verwerp nie en maak U ons heel. Maak ons heel deur Jesus Christus wat vir ons sondes kom sterf het. U maak ons heel deur die Heilige Gees wat in ons woon en ons tot geloof bring en U Gees wat ons lei om 'n nuwe en 'n heilige lewe te leef. U maak ons heel deur U woord wat U aan ons gee, waaruit ons kan leer hoe om te leef tot die eer van U naam. En ons wil dit smeek en dit vra dat U ons aandag so sal toespits op die verheerliking van U naam, dat ons nie weggevoer sal raak deur ons daaglikse bestaan en die sweet van ons aangesig en ons sorge van elke dag nie, maar dat ons die waarlike, belangrike goeders voor oë sal hou en dat ons daarmee sal besig wees. Daarom bid ons dat U met ons sal wees wanneer ons nou die woord oopmaak, dat ons sal hoor en verstaan en dat ons sal gaan leef volgens dit wat U vir ons openbaar, U wil is. Ons bely ons sondes voor U, ook dat ons by hierdie dinge dikwels nie uitkom nie, maar dankie dat Jesus ons voorspraak is en ons mag weet dat ons vergewe is en vergewe sal bly deur die bloed van Jesus ons Here. Amen. Ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs 12 en 13 gedeeltes. Ek lees uit die 2020 vertaling, dit klink nie heeltemal soos wat ons ken uit die 1983 of 33 vertaling nie, maar kom ons lees saam. 1 Korintiërs 12 vers 1, wat die gawes van die Gees betref, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Dan vers 7, aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, gawe van die Gees gegee, of die werking van die Gees, met die oog op wat bevorderlik is. Die bedoeling is, wat bevorderlik is, dit beteken dit bou op. Aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees. Aan 'n ander een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, en aan nog 'n ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Belangrike woorde, wat hy aan elkeen uitdeel afsonderlik volgens sy wil. Want soos 'n liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. Vers 20, maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Julle is die liggaam van Christus, en elkeen individueel is 'n ledemaat. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. Dan gaan ons na 13 vers 1. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, het ek 'n weergalmende gong en 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime, besit ek alle kennis en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en al gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie,
baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseë sal tot einde kom. Tale, dit sal ophou. Kennis sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Hoofstuk 13 vers 1, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong, kletterende simbaal geword, maar dit is nie wat ek wou gehad het met die teksvers wees nie. Teksvers moet wees, nou wys ek julle wat nog die beste is vers 31, skies. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste. Wat maak van 'n mens 'n praktiese Christen? Hoe word 'n mens 'n praktiese Christen? Ons hoor so baie preke, dink ek, wat ons bemoedig, aanmoedig, vermaan tot praktiese geloofsuitlewing. Jy moet nie net hoor nie, jy moet doen. Jy moet elke dag 'n Christen wees, nie net op Sondag nie. Jy moet jou liggie laat skyn. So doen 'n mens dit. Wat maak van jou 'n praktiese Christen? Koop jy vir jou 'n spesiale Bybel wat jy onder jou arm dra sodat almal dit kan sien? Miskien jy wat so 'n bietjie gloei, dat almal kan sien jy's 'n man van die woord, 'n vrou van die woord. As jy met mense praat, praat jy met 'n spesiale stem en sê broer, suster, is dit hoe jy 'n praktiese Christen is? Plak jy stickers op jou kar, op jou huis en op jou liniaal as jy nog op skool is? Vertel jy vir almal van Sondag se preek? Of plaas jy oulike Christelike video's op die sosiale media, Facebook en wat ook al? Is dit hoe mense 'n praktiese Christen is? Ja, sekere van hierdie goed is seker goed. Kan goed doen. Maar ek dink in die Bybel kry ons 2 groot maniere waarop die Here ons leer hoe om 'n praktiese Christen te wees. Julle ken dit. Ek gaan dit net vandaan weer onderstreep. Die eerste daarvan is deur die vrug van die Gees te vertoon. Die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek praat nie vanaand daaroor nie. Ons het onlangs in 'n preek daaroor gepraat. En ek is seker julle onthou, die eerste 3 het te maak met jou verhouding met God. Die tweede 3 het te maak met jou verhouding met jou naaste. En die derde 3 het te maak met jou verhouding met jouself, jou inbors. Jou integriteit. As hierdie goeders in jou lewe is, dan is jy 'n praktiese Christen. Maar die ander manier wat die Gees gebruik, wat die Here gebruik, is deur die gawes van die Gees. Die gawes van die Gees wat hy aan ons gee. Nou, ek wil vanaand net so 'n bietjie vasknoop wat ons hiermee moet doen. Dit is waaroor ek bietjie wil praat, so ek hom gevra het dat die volwasse katedese klas hier sal wees. Ons praat dikwels, en ek wonder of ons mense altyd verstaan wat ons sê. En ek en Reinhard is baie lief om te sê, ons is 'n gawe gedrewe gemeente. Gawe gemeente beteken nie ons is gawe mense nie, ons is hopelik gawe mense ook. Maar gawe gedrewe beteken dat ons gedryf word deur die gawes van die Gees. En dit is juis hierdie gawes van die Gees wat ons in staat stel, onder andere dan, om elkeen 'n praktiese Christen te wees. So die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, daai goeders, is eintlik saam 'n eenheid. Dit vorm een ding.
is aspekte van een vrug. Dis aspekte van disipel wees. En dit moet gekultiveer word in elke Christen se lewe. So elkeen van ons is veronderstel om liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing te produseer. Dit is as het ware 'n karakterverdieping wat die Heilige Gees by wedergeborenes teweegbring. Maar die gawes van die Gees is verskillende dinge. Ek het agtergeraak weer aan die tyd. Ja, so die gawes van die Gees verskil van mekaar. En almal het nie dieselfde gawes nie. En almal se gawes word op verskillende maniere gebruik. Dit is nie dat jy kan sê, ek met daai gawe en almal van ons het daai gawes nie. Ek sal dit nou verduidelik. Wat mens moet besef, anders kry jy skeefgetrekte verwagtinge oor die gawes van die Gees, is dat die gawes nooit gegee word ter wille van myself nie. Die Here gee nie 'n gawe vir my, sodat ek vir die mense kan sê, hey, check uit, dit is ek het hierdie gawe, dis die Gees wat in my werk nie. Dis nie primêr tot jou eie voordeel nie, al kan dit ook tot jou opbou dien, wanneer jy dit in gehoorsaamheid gebruik, maar is wel primêr gerig op ander mense, medegelowiges en ander mense buite die gemeente. Dis 'n voordeel vir ander mense, die gawes. So die vrug van die Gees is iets wat inherent in jou sit, en jou 'n beter mens maak, maar die gawes wat jy gebruik, is tot voordeel van ander mense. Ek is van mening dat hierdie ding van die gawes van die Gees in die verlede in baie gereformeerde kerke, in elk geval in die kerke waar ek groot geword het, regtig afgeskeep was. Om die waarheid te sê, ek kry vandag nog mense wat nie weet wat hulle gawe is nie. As ek vir jou vra, wat is die gawe wat die Gees aan jou gegee het? Gaan jy my kan antwoord? Gaan jy weet? Party mense weet nie eers daar so iets soos gawes. Hoe gaan jy dan 'n praktiese Christen word as jy nie weet wat jou gawe is of gawes? Ek het al baie gewonder wat die redes is vir hierdie afskeep van die gawes. Hoekom word daar so min daaroor gepreek? Hoekom word dit nie in ons katekisasieklasse meer aan die kinders geleer nie? Ek dink miskien is dominees bang hulle gaan beheer verloor, want ons hou daarvan om 'n domineeskerk te wees. En die dominee is die baas en hy staan hier so en hy sê jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen. En hy het 'n beheer. Maar die oomblik as jy vir mense sê, julle het gawes, gaan gebruik dit, dan verloor die dominee beheer. Partykeer ook spektakulêre manier. Ander mense dink seker weer, nee, wat geloof is 'n privaat saak. Ek hoef nie hierdie dinge voor mense te gedoen nie. En ek dink een van die grootste redes is, as jy oor gawes praat, moet jy dalk ook begin praat oor dit wat ons noem die aanskoulike gawes. Praat in tale of genesings en wonders en sulke dinge. En ons is bang daarvoor, want ons weet nie wat die antwoord altyd is nie. Moet dit ook al sê, redes is nie noodwendig verskonings nie. En daarom glo ek daar moet gereeld en sorgvuldig aandag gegee word aan die saak van gawes van die Gees. Want dit help ons om vanaf melkkos na vaste kos te beweeg in die geloof. En die vaste kos is ons wanneer ons weet wat reg en verkeerd is en daarvolgens lewe. So, die oomblik as 'n mens begin praat oor gawes, dit het ek ook nou al ervaar, dan is mense verskillende reaksies en hulle raak skaam. Hulle sê, o nee, ek wil nie voor mense praat nie. Ek wil nie gesien word nie. Party sê, ek het nie 'n gawe nie. Ek is sommer net kom in. Maar weet jy wat, ek wil vir jou verseker, jy het 'n gawe, minstens een. Is nie ek nie, die Here sê dit. Hy sê dit hier, ons het dit gelees. 1 Korintiërs 12:7, aan elkeen afsonderlik. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Party mense het 2 gawes, party 3. Maar elkeen het minstens 1 gawe. En wat meer is, hierdie gawes is nie iets wat vreemd is aan jou persoonlikheid nie. Eintlik werk dit so, as jy die dinge doen wat vir jou lekker is,
As jy die dinge doen wat vir jou lekker is, wat vir jou self plesier verskaf, en jy doen dit uitdruklik, as prys vir die Here, dan noem die Here dit 'n gawe. Dis so eenvoudig soos dit. So iets is wat vir jou lekker is, wat jy van hou om te doen. Nou nie skinder nie, nee, maar mooi goeders. Is daar iets is wat jy van hou, wat jy goed kan doen? Jy gaan sê, ek gedoen dit vir die Here, en ek gebruik dit vir die Here. Dan is dit presies waarvan hy praat. Dis 'n gawe. Byvoorbeeld, kom ek vat 'n paar voorbeelde. As jy iemand is wat lief is vir die Here, wat besef hoe diep sy liefde vir jou gaan, hoe ver hy gegaan het om jou sy kind te maak, en jy hou ook daarvan om met mense te praat of selfs te redeneer, dan kan jy dalk net iemand wees wat die gawe van evangelisasie het. Dan is jy bedoel om met ander mense te praat oor die evangelie. Besonderlik. Of kom ons vat 'n ander voorbeeld. Jy is iemand wat hou van mense en van geselskap, en jy is gasvry en jy hou daarvan as mense lekker kuier en saam praat, dan het jy die gawe van gasvryheid. Daar's baie dinge wat jy kan doen. Jy kan by die deure staan en vir die mense hallo sê of wat ook al. Jy sien, dit is hoe 'n mens 'n praktiese Christen word. Jy het 'n talent of iets wat vir jou lekker is. Jy gebruik dit vir die Here en dan sê hy, dis 'n gawe wat jy het. Dis die gebruik van jou gawes. En dit maak van jou 'n praktiese Christen. Dit maak van jou 'n praktiese Christen as jy begin om dit te doen. Miskien sê jy vir my, ja, ek is 'n introvert, ek kan nie dit doen nie. Maar baie introverte glo ook in die krag van gebed. En dan het jy die gawe van gebed. Jy hoef dit nie voor mense te doen nie. Jy gaan in jou binnekamer in. Jy gaan bid vir die hele wêreld. Sonder dat enigiemand daarvan hoef te weet. Weet jy wat? Dan is jy 'n praktiese Christen, omdat jy jou gawe gebruik. Kom ons gebruik nog 'n voorbeeld. Dalk is jy iemand by die werk, van wie die mense hou daarvan om met jou te kom praat. Hulle kom sit daar by jou in die kantoor en sê, luister na my storie, weet jy wat in my gebeur? En jy kan luister. En jy word nie vies of geïrriteerd nie. Jy gee hulle kans om te praat. En na die tyd sê jy vir jou, dankie, jy het vir ons so goeie raad gegee, my so goeie raad gegee. Jy het eintlik niks gesê dalk partykeer. Of partykeer voel jy, sê hulle, ek voel maar net beter nadat ek met jou gepraat het. Weet jy wat? Dan het jy die gawe van bemoediging. En dalk is jy die regte persoon om ou mense en siek mense en eensame mense en mense met krisisse net na hulle te gaan luister. Hulle te besoek. Dan is jy 'n praktiese Christen. Dan gebruik jy dit wat jy kan doen vir die Here. So is daar 'n verskeidenheid van gawes, skepende vermoë, wat insluit musiek, verf en versierings, kuns. Ons het 'n dekor en estetika diensgroep. Ek dink dis awesome. Dis mense wat 'n gawe het. En hulle gebruik dit. Ander een is onderskeidingsvermoë. As jy kan onderskei tussen reg en verkeerd. Party mense is mos absoluut kritikasterig, so hulle dink hulle is baie goeie onderskeidingsvermoë, maar hulle is sommer net krities. Maar onderskeidingsvermoë, dat jy beteken, jy kan help om 'n studiestuk te ondersoek, of 'n apologetiese bediening begin, of jy kan iets ondersteun wat die verdediging van die geloof in gedagte het. Of 'n ander een is, as jy hou van klas gee, jy's onderwyser of onderwyseres, jy hou van kinders, jy hou van klas gee, jy hou daarvan om kinders met hulle huiswerk te help, dan kan jy katekisasie gee of 'n klein groep begelei. Ander mense weer, se lewens is so georganiseerd, nee, dit is so georganiseer, jy kan dit nie glo nie. Jy en jou gesin en alles is in plek. Dan het jy die gawe van organisasie. En dan kan jy help in die kerk om funksies te reël, aandag te gee aan detail wat ander mense dalk miskyk. Gawe van uitdeel. Hou jy daarvan om vir mense geskenke te gee? Is dit jou love language? As die Here jou seën met voorspoed en middele, kan jy allerhande uitdele doen, allerhande grasieuse uitdelings. Dalk is 'n diaken, of jy kan dalk 'n sopkombuis begin, of 'n sopkombuis ondersteun. En so
regtig waar kan ons aangaan. Elkeen met sy eie talent wat hy vir die Here gebruik, dit maak van jou 'n praktiese Christen. Geliefdes, op hierdie manier is daar vir elke lidmaat 'n plekkie in die gemeente, waar jy jou gawe gebruik, daar is jy 'n praktiese Christen. En dit is ons, nie ons nie, dit is die Here se droom vir hierdie gemeente. Want dan is ons 'n gawe gedrewe gemeente. Dan is ons praktiese Christene. Omdat elkeen van ons besig is om ons gawes te gebruik in die koninkryk van God. En let wel wat ek sê, in die koninkryk van God, nie in die kerk nie. Die kerk is ook deel van die koninkryk van God, hoop ons, vertrou ons. Maar die koninkryk van God is wyer as die kerk. Jy kan ook daar in die lewe daar buite dit gaan doen. Omdat Jezus vir my gesterf het. Ek dit weet en ek dit glo, weet ek dat ek ook die Heilige Gees ontvang het. Sonder hom sal ek nie glo nie. En daarom weet ek ook, die Heilige Gees werk in my en gee aan my minstens een gawe. Terselfdertyd weet ek ook, juis omdat ek nie altyd 'n praktiese Christen was of is nie, wat die gawes van die vrug van die Gees betref, Jezus het ook vir my gesterf. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor nagmaal. Is gereelde nagmaal dan nie net 'n wonderlike geleentheid om vir ons hierdie saak op te skerp nie? Kwartaalliks, elke nagmaal wat ek gebruik, dan onthou ek dat Jezus my verlos het en dat daar in my hart uitwendige dankbaarheid moet wees, sodat ek my geloof prakties gaan uitleef. En elke nagmaal glo ek, moet ons ook op 'n manier herinner aan die feit dat ons belydenis van geloof afgelê het, of gaan aflê. Wanneer ons belydenis van geloof aflê, dan staan ons hier voor die gemeente en ons maak 'n belofte. Ons onderneem, staan daar om 'n belydende lidmaat van die gemeente, as 'n belydende lidmaat van die gemeente, 'n lewende, aktiewe, praktiese lidmaat te wees, en dan verder aan, om my gawes gewillig en met vreugde in die gemeente te gebruik, om God te verheerlik en ander lidmate te dien. Hierdie is 'n belofte wat ons met belydenis aflegging maak aan God. Nie aan die gemeente of aan mense nie. Ons sê nie ja dominee nie, of ja kerkraad nie. Ons sê net ja, want daai ja impliseer ja vir die Here. Ja Here, ek beloof dat ek my gawes gaan gebruik. Kom ons plaas 'n glimlag op die Here se gesig, deur elkeen 'n praktiese Christen te wees. Maar ons het gelees uit Korintiërs, en in Korinte se gemeente het daar 'n bekleierery ontstaan tussen die gemeentelede oor die gawes van die Gees. Sommige van die gemeentelede het gedink hulle gawes is meer glamorous as ander van daai opsigtelike gawes. So hulle het voor die mense in 'n taal gepraat of geprofeteer of wat ook al. En hulle het gedink hulle gawe is beter as ander. En daarom lê die Here in 1 Korintiërs 12 en elders baie sterk klem op die gelykwaardigheid van al die gawes. Hy sê, ons is een liggaam, een gemeente met baie ledemate. Die een kan nie sonder die ander nie. Nou, ek en jy weet dit mos, as een van ons liggaamsdele seer kry, of pyn het, of verkeer in, jy het infeksie in, dan word die hele liggaam seer. Ek het nou die dag myself hierso beskadig, in bietjie infeksie, dan kry jy koors, en jou hele lyf voel nie lekker nie. Julle weet ons waarvan ek praat. Julle lyk so blank, maar ek weet, julle weet, as jou toon seer is, dan is alles net, so, en dis wat die Here sê, as een van ons nie ons gawes gebruik, en dan sit soos 'n seer kry, maar die vice versa is ook waar. As 'n beseerde lidmaat, of ledemaat gesond word, dan voel die hele liggaam sonder beter. En as ons elkeen ons gawes gebruik, dan gaan die hele liggaam so lekker voel, lekker funksioneer en werk. En daarom wag ons nie op ander, en sê, okay, wys my wat jy gaan doen, wys my wat jy gaan, ek sê nee,
Here, ek het beloof, ek het 'n gawe, ek gaan dit gebruik op 'n praktiese manier, ek is 'n praktiese Christen. Sonder enige meerderwaardigheid, deur te dink dat my gawes beter is as andersinne, of dat ek 'n beter Christen is, omdat ek sekere gawes het. So opsommend kan ons sê, almal in die gemeente het minstens een gawe, en nie een gawe is groter of beter as 'n ander nie. Behalwe dit wat die Here self sê. 1 Korintiërs 13, vat dit 'n stappie verder. 1 Korintiërs 13 lê ingebed tussen hoofstuk 12 en 14. En al twee van hulle, of al drie hierdie hoofstukke, handel oor die gawes van die Gees. Slapbang in die middel is hoofstuk 13. En wat hier gesê word, hy vat dit so 'n stappie verder, is dat daar 'n soort van 'n gom is. 'n Sement wat al die gawes saambind om die een liggaam as 'n eenheid te laat werk. En die gom is liefde. Agape liefde. Hy sê, nou wys ek julle wat die allerbeste is. So al die gawes, almal het verskillende gawes, maar daar is een gawe wat hy vir almal gee. Dis die gawe van agape, van liefde. Ons weet tog almal dat hierdie liefde sy oorsprong by God het. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En wanneer hierdie liefde van God, hierdie agape, in ons harte inskyn, laat ons weer die lig na buite toe skyn. En as die lig na buite toe skyn, dan is jy 'n praktiese Christen. Hy gee die liefde, die agape, nou as 'n gawe aan sy kinders. Dis 'n vrug en dis 'n gawe. En hy gee dit nie net aan sommige nie, maar aan almal. Die een gawe wat aan almal gegee word. Ek verduidelik dit altyd, ek hou daarvan om te verduidelik met die son en die maan wat die strale van die son weerkaats. Maar Paulus gebruik in 2 Korintiërs 4 vers 7 'n ander beeld wat baie mooi is. Die van erdekruike, wat 'n lig daar binne het. En die lig skyn deur die krake. Die krakies is die mislukkings en die seere van ons lewens. Maar die lig skyn daardeur as God se lig in ons harte skyn. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Dit is God se lig wat skitter as ons gawes gebruik as praktiese Christene. Ek het een keer op hierdie gediggie afgekom, hy's daar in die polslag ook. Ek dink is 'n Griekwa gediggie, as ek reg onthou. As jy jou gawes gebruik, dan skyn jou liggie. Laat jou liggie vandag so skyn, dat die mense wat Joe sê, vir Joe sê, nee man, dim Joe lights. Dan moet Joe antwoord wees, daai is net my parking lights, check my brights. Dis hulle dan vir jou vra, waar koop jy daai lights? Daar antwoord Jay, dis nie te koop nie, jy kry dit verniet by die Here. Daar is 'n praktiese Christen. Kom ons bid. Here, maak tog elkeen van ons 'n praktiese Christen, deurdat ons die vrug van die Gees vertoon en die gawes van u Gees gebruik. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Die Here stuur jou vanaand hier weg met sy seën, sodat jy 'n praktiese Christen kan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.